Goeiedag aan almal. Goeienaand, goeiemôre wanneer ook al jy die video kyk. Dit is weer 'n lekker episode saam met my en Chart vir u met prep saam met Suidlanders. Welkom Chart, en ons gaan vandag weer 'n bietjie lekker gesels oor prepping. 100% Marius, ek dink ons gaan net so vinnig raak aan 'n paar items wat ek glo belangrik is vir die onttrekking en hoe 'n mens dit moet hanteer en waarna 'n mens moet kyk in vlakke van belangrikheid. En dan van daar af dan sal ons weer aangaan met die voedsel, jy weet, voorbereiding ensovoorts. So ek wil net vinnig raak as jy dink in terme van die Suidlander milieu van die onttrekkingsscenario ensovoorts. Sal ek sê iets soos radiokommunikasie baie belangrik. Jy weet, ons weet nie of ons noodwendig die selfoonnetwerke en goeders gaan hê nie. Dan Ja. as jy nie 'n radio het of ten minste 'n radio buddy het nie. So dit beteken 'n radio buddy is maar net as jy nie self 'n radio het nie, jy ken ten minste iemand wat 'n radio het. So kom ons sê die selfoonsyne is nie daar nie ensovoorts en die onttrekking word nou geroep. Hoe gaan jy weet die onttrekking word geroep as jy nie 'n vorm van kommunikasie het nie. So dit is eintlik maar die heel belangrikste. Dan sal ek sê tweedens 'n voertuig wat werk. En dan natuurlik petrol diesel afhangende van wat jy het. Ek sê maar altyd vir mense, as jy kan, die diesel is altyd beter want hy stoor makliker, hy hou langer ensovoorts. Die petrol het maar 'n bietjie van 'n issue met die oktaan. Gewoonlik as jy stoor in terme van jou oktane, probeer maar jou hoogste oktaan te koop en te stoor. Want oor tyd gaan die oktaan word minder. So as jy sê net maar 93, ek dink is 95 koop, jy weet oor tyd gaan word die oktaan minder. Maar daar is hulpmiddels wat jy kan koop wat jy wel in jou goeders gooi, jou petrol en jou diesel, wat dan nou die goed se leeftyd 'n bietjie langer maak. Maar jy behoort dit redelik vinnig te kan cycle. Ek meen dit is maar die enigste ding in plaas dat jy jy weet as die petrolprys val of wat ook al, in plaas dat jy dan nou in jou kar gooi daai in jou kar of in jou bakkie of wat ook al en dan maak jy maar net jou jerrycanne weer vol. Ja. En dan sal ek sê die volgende stap dan kom goeder soos jou water, jou voedsel, al daai goeders. Maar in die Suidlander milieu wil ek net hê die mense moet verstaan dat dit is belangrik dat jou beweging is lewe. So as jy jou voertuig verloor, ja, jy het 'n grypsak, jy kan in die veld ingaan ensovoorts, maar dit is nie ideaal nie. Dit is nie hoe ons die wil hê of ja, ons wil dit nie hê nie, maar dis nou nie te sê dit gaan so gebeur nie, maar jy moet seker maak dat jy wel daai paar goedjies wat ek nou genoem het, net in plek het. Jy weet, en dan kan jy nou maar gaan op die konsep van water. Jy weet, binne 'n dag het jy 'n probleem. Of suurstof, jy weet, daai konsep wat hardloop van die suurstof water kos. Jy weet, jy kan baie langer sonder kos klaarkom as wat jy sonder water kan kom en wat jy as jy nie kan asemhaal nie as jy in jou kanon het. Jy weet, dis maar eintlik so eenvoudig. So ek dink ek wou dit net aanraak want ek dink ons het in die vorige video gesê ons sal net daaraan raak. Ek dink op 'n latere video sal ons meer spesifiek in hierdie topics ook ingaan. As dit sin maak vir die mense. Ja. Ek weet nie of daar iets is wat jy dalk wil byvoeg op dit nie, Marius. Andersins kan ons maar aanbeweeg na die Nee, ek onderwerp dink toe eintlik. ons moet dalk in 'n vorentoe episode van dit kan ons dalk ons nasionale hoof van kommunikasie in die hande kry om by ons by te kom 100%. by 'n Zoom oproep en net vir hom te vra, luister, wat is jou verskillende van jou heel laagste ding wat jy kan kry wat die goedkoopste kos half om jou kommunikasie aspek te dek want jy het nie baie finansies nie, dan teenoor mense wat nou al 'n bietjie geld gespaar het en ietsie groter kan bekostig of nog 'n bietjie groter kan bekostig, sodat hy dalk vir ons mooi dit uiteensit. Luister hierso, vir jou beginner en jou ou wat niks geld het, sorg dat jy dan net 'n Baofeng radiootjie kry. En die ou wat 'n bietjie langer geprep het, 100%. kry een vir jou voertuig wat dan groter, langer afstande kan praat of wat ook al die geval is. Ek dink dit sal ook nogal 'n lekker episode uitmaak tussen my, jou en man, ek het die man se naam nou vergeet. Maar ja, Nico, Nico, ja, ek dink Nico sal bereid wees om dit saam met my en jou te doen, dalk so een episode van dit. verseker. Ja, definitief. Ek dink dit is dalk nie 'n slegte idee om dit so te hanteer nie. Ja, ek dink dan kan ons aanbeweeg en dan gaan ons ek wil net so vinnig raak aan soort van die laaste aspekte
van voedselvoorbereiding, wat ons eintlik maar so bietjie oorsien het, en daar's 'n rede daarvoor, want mens moet maar ook in gedagte hou, jy weet, hierdie reeks is meer bedoel vir mense wat spesifiek maar uit die stede uit beweeg. Ek glo die meeste van die mense wat meer op die plattelandse gebiede bly, gebruik meer baie van hierdie tegnieke wat ons nou vandag gaan bespreek. Maar ek dink ons moet nog steeds daaraan raak. Jy weet, dis iets wat jy kan oefen in die stad. Jy gaan dit dalk nie doen op die vlak wat jy dalk byvoorbeeld in die platteland sal doen nie. Maar ek dink dit is belangrik dat ons wel daaraan raak. En die twee goed waarna ek wil praat is dehydrasie van voedsel. En dan die vriesdroog van voedsel. So basies maar net daai twee aspekte. Ja. Nou die vriesdroog, ek gaan by hom begin, en net so vinnig deurhardloop wat is die proses en hoe dit werk. Nou vriesdroog is ideaal, dis lekker. Jy die ouens wat die goeters maak in die masjiene ensovoorts, hulle sit op hulle hoe kan ek sê, hulle waarborg, maar ja, ons sal nou maar sien hoe effektief daai waarborg is. Maar hulle sê, as jy iets gevriesdroog het, kan jy daai voedsel stoor tot en met 30 jaar. Nou, ja, dis 'n groot statement om te maak, want ek meen, as ek nou iets vriesdroog is, dit sê ek gaan nog 30 jaar leef nie. Dit is mos so eenvoudig. Maar wat die proses jy weet behels, is hulle gaan maar basies, ek hou daarvan om piesangs te gebruik, want dit is eintlik maar die maklikste manier om dit te gebruik. Hulle sny dit nou maar in skyfies, en dan wat hulle doen is, met die vriesdroog proses, word daai skyfie gedroog in 'n vakuum. En dit is eintlik maar so eenvoudig. Maar die probleem, of die lekker ding van die vriesdroog is, as jy iets droog, dan verloor jy ongelukkig van die voedingswaarde. Dit is 'n realiteit. Ja. Nie alles nie. Dis maar soos iets wat jy kook ook. Onthou, as jy 'n stuk rou spinasie eet, is hy baie beter voedingsgewys as wat jy hom nou byvoorbeeld kook. Ja. So dit is maar dieselfde konsep. En dan moet jy obviously nou maar weer vog insit. So met die vriesdroog, wat gebeur is, hy word in 'n vakuum gedroog, en wat dit doen is, dit slaan die vloeibare fase oor. So met ander woorde, as jy nou dink jy droog iets, dan hy word nou maar droog, die souse kom uit hom uit, as jy dit so eenvoudig kan stel. Maar hy slaan dit oor, omdat hy in 'n vakuum is, en dan haal hy basies die gas uit. Dis nou maar 'n layman's explanation. Ja. Maar hier is die probleem. Daai goed is ongelooflik duur. Ek het gesien. Jy weet die masjiene, want omdat dit in 'n vakuum werk. Jy weet, ek is seker jy gaan dalk op Timo een kan kry vir goedkoper, maar hoe lank hy gaan hou, is ek nie heeltemal seker nie. Kom hy by jou aan as hy net so groot? Of is net die foto. Jy weet, so ek is nie heeltemal seker van dit nie, en dis nie iets waaraan ek jy weet, ek het nie te veel kennis daaroor nie, en ek het nie regtig 'n belegging nie, want jy weet, die ouens wat meer sulke voedsel maak en verkoop, sal waarskynlik eerder meer in so iets belê. Maar wat ons baie sal gebruik, en hier is wat ek wil hê die mense moet oefen, is om die goed te dehydreer. Nou, jy kan regtig vir jou 'n mooi dehydreerder koop. Jy weet, dis iets wat ons maar almal doen, of jy dit nou wil herken of nie, maar as jy al biltong gemaak het, het jy dit gedehydreer. Jy weet, dit is so eenvoudig. Nou, daar is fancy maniere wat jy dit kan doen. Dis soos die ouens wat biltong droërs het en al sulke goeders, of jy kan die ding hang en hy word droog. So dit is nie weer breinchirurgie nie. As jy gaan na groente en tomaties en daai tipe goeders, jy kan ook vir jou baie mooi staal tafelkas ding bou met 'n glas oor, en hy droog baie lekker met die son, en hy het 'n fantjie en al daai tipe goed. Maar dis nie nodig nie. Ons het al byvoorbeeld hier by ons wat jy perskes vat. Ek is baie lief vir vrugterolle. En al wat jy doen is jy mash die perskes. Jy rol dit uit soos met 'n koekroller. Gooi 'n klein bietjie suiker op as jy wil. En dan basies sit jy hom op 'n skinkbord, staal skinkbord of hoe ook al. Jy sit hom op 'n tafel buite in die son en jy gooi 'n doek oor. Dit is so eenvoudig. Jy weet, dit is nie
breinchirurgie nie. En is wel iets wat iemand kan oefen nou al is jy al in die stad of wat ook al. Die belangrike aspek is die doek. Um, ek weet nie wat is die regte bewoording vir dit nie. Ek weet Is nie 'n of jy dalk is weet 'n nie, Marius, is 'n maar kaasdoek. um, 'n kaasdoek, daar's dit. Ek kon net nie op die blerrie naam kom nie. Maar daai Ja, kaasdoek keer dan nou vir vliee en goggatjies en al daai goeters, laat dit nou nie 'n eiertjie lê in die goed wat jy wil droog ensovoorts nie. ja. Maar soos ek sê, jy kan regtig vir jou 'n oulike ding bou, maar dis ook nie nodig nie. Jy weet dit is ons gebruik die krag van die son. Mm. En daai ding wat gedroog is, kan stoor beter. Obviously het jy nou nie 'n 30 jaar lang leeftyd, soos wat dit nou sal wees met die gevriesdroogte goed. Maar jy het nogal redelike leeftyd uit dit. En dan kan jy nou kies. Jy weet as jy weet dit nou eet, kan jy hom either weer rehydreer, Mm. ehm wat nie vir my altyd heeltemal lekker is nie. Ek sal hom sommer net so eet gedroog, want dit is lekker. Ja. Jy weet ons almal ken gedroogde vrugte. En dit is 'n lekker ding, is 'n lekker snack, het redelike energie. Is byvoorbeeld een van die goed wat ek in my grypsak het. Is spesifiek gedroogde vrugte, want dis goeie energie. Dis nie so lig nie. Jy weet hy's 'n bietjie swaarder, so hy maak so 'n bietjie half die maag ook vol. Ja. Jy weet so ek het soms so 'n hele paar pakkies van daai gedroogde vrugte. Wat wel 'n probleem kan raak. Um Afhangend van wat jy droog, kan dit maar 'n bietjie galstrag is nou nie die regte woord nie, maar hy kry maar so afsmaak. Mm. So dis iets wat jy redelik vinnig moet swaai. Dis nie 'n ding wat jy vir 'n jaar in jou grypsak gaan los nie. Jy weet ek werk maar op so 3 maande maksimum. Selfs met neute en daai tipe goeders wat ek ook in my grypsak het, wat jy maar elke nou en dan eet jy nou maar daai bietjie in, jy sit nou maar net nuwers weer in. Jy weet so dit is maar die vriesdroog aspek en die dehydration van die of die Mm. dehydrasie van die voedsel. Maar ek dink in terme van ons toekoms, veral as ons groepeer het, jy weet ons moet elke tipe metode probeer gebruik om wel seker te maak dat ons voedsel so lank as moontlik kan strek. Ja. Jy weet ons het in die vorige video's ook al gepraat van waar as jy weet 'n groot beetoes het of wat ook al, dat jy wel daai beet kan inlê en kan, jy weet, Ja. ek dink ek het die voorbeeld gebruik waar ons het nou 2 jaar terug se oes het ons verlede week het ons die laaste bottel beet geëet. Mm. En dit is hoe jy dit maar gaan moet doen. Ons gaan moet daai goed kan laat hou vir so lank as moontlik, in plaas om dit jy weet net op te eet of vir die diere te gooi of wat ook al. Jy weet Ja. dit is nogal belangrik wat aspek. Ja. So ek dink is belangrik dat ons net wel aan hierdie konsepte ook raak. Soos ek sê, ek weet nie van iemand of ek ken nie iemand wat 'n die vries droog doen nie. Vir die eenvoudige rede om dit so duur is. Mense kan maar self gaan kyk op die net ook. Jy weet Mm. jy praat van masjiene en ek praat nou obviously nou nie van klein masjienkies nie, wat jy dalk net vir jou persoonlikheid doen nie, of persoon vir jou familie nie. Jy weet dis maar gewoonlik meer jou, ek sou nie sê industriële masjiene nie, maar dit is 'n redelike masjien. En dan kyk jy na hier by R100,000, jy weet vir 'n Ja. masjien. Soos ek Ja. sê, daar moet goedkoper opsies wees. Soos ek sê die Timo opsie en dan of hy nou gaan hoe lank hy gaan hou sal ons nou nie weet nie, maar Ek ja. het 'n ek het 'n bietjie ondersoek gedoen oor kan jy met jou normale vrieskas wat jy by die huis het, jou vriezer, kan jy goed vriesdroog? En jy kan, dit is moontlik. Dit gaan net waar jy as jy daai duur masjien het, vat dit jou kom ons sê 'n dag lank. Maar as jy dit by die huis gaan doen, vat dit jou 2 na 3 weke toe lank. En dan moet jy dit spesifiek in 'n houer sit wat geen suurstof in het nie. Met ander woorde, jy gaan jou goed met vacuum pack as jy dit klaar gevriesdroog het. So sodra dit uit daai vrieskas uitkom, dan moet jy dit vacuum pack. Daar kan geen suurstof by dit bykom nie. Anderster is die proses maar dan. Maar daar is ek het nogal 'n paar oulike video's gesien hoe jy jou vrieskas kan gebruik om goed te vriesdroog. Die proses is net baie lank om dit so te doen. Maar ook ons droog op die plaas. Ons droog man perskes, pineappels, alle vrugte soos jy sê, ons maak vrugte koek, ons maak vrugte lekkers. Natuurlik doen jy biltong en droewors en daai tipe aspek. Daar is soveel video's van hoe jy kan goed inmaak. Wat soos julle nou met die beet sou gemaak het, wat mense dit nou ag man pikkel as Ja, jy inlê. inlê 'n Ja. pikkel so ek bedoel
ek en jy hoef nie vir almal die metodes te verduidelik nie. Daar is definitief genoeg, Mm. ek bedoel resepte en maniere wat die ouens net moet begin self bietjie vinger trek en begin eksperimenteer. Jy gaan nie dit reg kry as jy dit nie 'n paar keer self doen nie. Jy gaan nie weet nie. En weet jy hoe lekker is dit om jou eie beet wat jy ingelê het en gemaak het oor 2 maande te eet. Daar kom kuier mense en jy's ons het nou vergeet om die slaai goed te koop. Dan sê nee man, nee maar wag, ek het 'n bottel, ek het nog 'n bottel beet daar. En dan jy haal dit uit en sê, "Wow, het jy dit self gemaak?" Ja, ja, nee, ek het dit self gemaak. Man, dit is lekker as jy jou eie goed so kan voorberei en maak. Nee, verseker Marius, daai satisfaksie, ehm jy kan dit nie koop nie. Jy weet ek vergelyk dit baie na 'n plantjie wat jy of 'n saadjie wat jy in die grond sit. Jy weet dit is maklik om 'n tomatieplantjie by jou kwekery te gaan koop en dan hou jy hom aan die gang. Maar as jy nou tomatiesaad in die grond sit en jy sien hierdie plantjie groei, daar is nie beter satisfaksie daaraan nie. Jy weet op die einde om en deur die hele proses te beweeg, presies soos wat jy nou sê. Jy weet wat jy die saadjie in die grond gesit, hy het gegroei, jy het hom geoes, jy het hom nou ingelê en daar sit jy met jou beet. En jy maak hom laat hy ook lekker is vir jou. Jy weet as jy die winkelbeet gaan koop dan baie keer kan hy vir party mense te suur wees amper. Ja, So jy maak die proses laat hy vir jou werk. En regtig, soos wat ek sê, daar is baie min goed in die lewe wat jou soveel satisfaksie kan gee, want dis iets wat jy gedoen het. Nie iemand anderste wat jy weet die gemak effek daarvan nie. Jy het die moeite gedoen, jy het die goggas van die plantjie afgehaal laat hulle hom nie eet nie en. ja, En vir my persoonlik is daar nie groter satisfaksie as dit. Um en die mense moet dit maar probeer. Jy weet, ek dink ons het gepraat oor ook in die vorige video van iets soos 'n ketty. Jy weet, maak jou eie ketty en gaan skiet met hom. Dis daai selfde satisfaksie wat jy kry. Dis nie 'n ding wat jy gekoop het nie. Dis iets wat jy self gemaak het. ja, En dit ek dink is belangrik want dis waant ons gaan beweeg. Ek kan nie sien dat ons 'n alternatief regtig het vir dit nie. So gaan nou doen die oefening. En dit is waar wat jy sê, daar's 'n magdom van inligting daar buite. Of dit nou YouTube video's of Google of wat ook al is oor hoe om hierdie goedjies te doen. En ek dink nie dis regtig nodig vir ons om dit te adresseer nie, maar ek dink dit is tog iets wat ek dink as die mense dit wel nou kan oefen. Net. o Ek ja, meen daar's niks wat jou gaan keer om dit te doen nie. Ek dink die beste voorbeeld is altyd jy weet in die lente of in die somer dan koop jy nou 'n boks perskes en daar's maar altyd 3 of 4 wat nie geëet word nie en dan gaan dit af op die einde en dan neek jy dit in die asblik. Nou dis nou juist daai perske wat jy dan nou sommer daar moes en wat jy doen is jy gaan en jy lê dit uit en jy droog hom en dan het jy 'n lekker vrugterol wat jy kan eet. ja, Byvoorbeeld. ja, Jy ja, weet ja, so en dis hoe jy die eksperimente moet doen. Jy weet dis nie nodig dat jy nou vir jou 300 bokse perskes moet gaan koop en jy wil nou 'n vrugterol bou nie. Jy weet dit is ook nou nie nodig nie. ja, Maar dis dan op 'n soos klein jy sê, skaal. die mense moet net bietjie buite die boks. Ja, en net bietjie buite die boks dink. Dis maar die belangrike aspek waarna mense moet kyk. Ja, So ja. Ehm ja, Marius, ek het nie regtig ek gaan eerlik wees jy is nie regtig iets anderste wat ek wil adresseer rondom dit nie. Ehm ek dink ons kan vir nou die voorbereiding in terme van voedsel eers afsluit. Ons sal kyk na die kommentare as daar weer ietsie opkom, dan kan ons altyd mos maar terugverwys en dit weer hanteer. Maar ek dink dis 'n goeie wegspring en ek dink die meeste mense sal nou verstaan waartoe moet jy beweeg. En wat ek wel wil voorstel vir die mense is gaan lees die ander mense se kommentare ook. Want daar's regtig goeie voorstelle o in ja, die kommentare self. Jy weet en dit is die kultuur wat wel in Suidlanders is. Jy weet so ons het nou Gustaf gebruik altyd die volgende omskrywing om te sê jy weet daar's 'n klein vuurtjie en ek gooi net die petrol. En dit is presies daai. So ons het nou die idee gemaak om te sê hoorie kom ons kyk hierna en dan van daar af jy weet wat die mense hulle kan moet in die kommentaar praat met mekaar. ja, Ek meen ons is nie die alfa en omega van hierdie nie. Jy gaan baie goeie advies in die kommentare ook kry van mense wat dit nou op 'n ander manier doen of 'n ander proses het of 'n ander uitkyk het. ja, En ek dink dit is maar die idee van die reeks ook. Om iemand te help wat nou net begin, maar ook is daar gesoute manne wat nou al die goeters op so 'n manier doen en sovoorts en sovoorts.
Ja nee, Ek ek wil leer net gou daagliks nog voordat ons dalk steeds. ja, die hou nie op nie. Ek wil net so vinnig raak Marius aan iets wat ons nou al persoonlik ook al gedoen het. Is ons as ons droog, ons het Oreganum byvoorbeeld. Ek dink is Oreganum, ek weet nie. Dit is my vrou se departement. Maar anyway. So ons oes dit en ons droog dit in die oond, Hmm. in 'n gasoond en dan maak ons vir ons eie spices. O ja. So in plaas dat jy nou spices gaan koop in die winkel of wat ook al. So dit is nogal ook iets wat nogal redelik maklik is, maar weer 'n keer glo ek nie dit gaan noodwendig 'n prioriteit wees vir iemand wat nou uit die stad uitkom nie. Jy weet so hoe waardevol dit nou gaan wees vir iemand wat onttrek, dink ek nie regtig dis daar nie. Maar ek wil net dit net noem laat die mense moet besef, jy weet daar's ook meer as een manier om te droog. So presies soos wat jy nou genoem het van die vrieskas. Jy weet jy kan dit so doen. Maar ek glo die langtermyn effek van die stoorvermoë kom af. Jy weet want die Hmm. ding wat eintlik belangrik is, die vakuum wat hy trek op die einde van die dag. Ja. En ek meen jy het en dis wat dit die masjiene ook so duur maak. Jy weet jy het 'n vacuum pump nodig. Ja. Jy weet wat baie geld is. Die ouens wat nou air conditioning en daai goeters doen, hulle sal nou presies weet waarvan ek praat. En ek glo ook in as ons eers groepeer het, daar gaan 'n paar manne wees met vacuum pumps en wat die aircons ook verstaan ensovoorts. So ons gaan waarskynlik dan ons eie vriesdroërs kan bou met byvoorbeeld 'n vrieskas. Jy Ja. weet waar hy daai vakuum kan trek ensovoorts. So ja, ek wil dit ook net nou bygevoeg het. Ek weet nie of daar iets is wat jy dalk wil byvoeg nie, Marius. Nee, ag wat ek stem heeltemal saam met jou. Dit is min of meer die kosgedeelte afgehandel. Maar ja, ons sal nog die kommentaar soos jy sê dophou, miskien vorentoe binne 'n paar weke kan ons weer terugkom as ons nou lekker baie kommentare bymekaar gemaak het, kan ons weer daarna terugkom en sê, "Jesus, ons gaan gou-gou 'n kommentaar video spesifiek doen oor voedsel wat ons nou raak gelees het, wat die ouens nou al die laaste 2 weke of 3 weke met mekaar gesels het in die kommentare." En dan kan ons weer terugkeer na voedsel toe, maar ja, ek dink ons is redelik deeglik met dit. Ja, verseker. Dis hy. OK, Okay, Marius, dan moet jy Chart. 'n wonderlike dag verder hê en dan praat ons weer. Selfde vir jou. Goed gaan. Bye bye. Bye.